Dis al die afkondigings, ek dink hier daar's nog iets wat ek moes genoem het nie, so kom ons nader dan net tot die Here. Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Ons dierbare Here, ons buig voor U in diepe eerbied en diepe dankbaarheid, en ons wil in hierdie oomblikke ook kom en vir U opnuut vra, kom en besoek vir ons Here. Ons het behoefte aan U, ons het nood aan U Here. Ons wil meer van U in ons lewe sekerlik hê, en daarom weet ons dit vra dat ons meer van onsself aan U ook sal oorgee. Wanneer ons dit doen, Here, dan sal U seën. En Here, en daarom praat U met ons en handel U met ons in ons lewe. U wys vir ons dinge uit wat ons moet aflê, dinge wat ons moet opneem, en gee dat ons in gehoorsaamheid dit so mag doen, en dat U verheerlik sal word. Die wêreld daar buite, Here, het sekerlik nodig om U te kan sien, en sekerlik nodig om te weet dat U 'n werklikheid en 'n realiteit is, en ons wat gered is, ons lewe, Here, het U juis kom red dat dit daardie getuienis moet uitdra, en ons wil dit so graag aan hulle uitdra, stel ons daartoe in staat, ongeag die omstandighede waarin ons verkeer, ongeag hoe die wêreld ons hanteer, Here, ons wil hierdie wonderlike getuienis, dat Jesus leef, en hy's 'n realiteit en hy's 'n werklikheid, en hy het gekom om sondaars te red, en mense kinders van God te maak, en dat mense op daardie plek mag kom, en hy ook so kan kom vertrou dan. Wees met ons land, Here, ons het U baie nodig in hierdie land, al maak mense of ons U nie nodig het nie, Here, dis in hulle dwaasheid, maar ons het U nodig, en daarom kom vra ons vir die Here, wees ons genadig. Wil U nie ook vir ons reën gee, Here? En wanneer U hierdie reën gee, mag mense besef, dis God se genade alleen. En Here, mag dit mense dryf om by U uit te kom, dat hulle tot bekering mag kom. Ons bid vir ons boere en besonderlik ook, Here, nie net hulle veiligheid nie, maar dat hierdie goedheid van U deur dat U reën gee, daartoe mag lei dat hulle sal besef daar is 'n God in die hemel, en dat hulle tot bekering mag kom, Here, en waarlik hulle lewe ook so aan U sal toewy. En Here, en kom doen 'n groot werk in ons land. Ons het herlewing nodig, en daarom roep ons kan maar net vir die vra daarom, dat U die geestelike reën so sal laat val in hierdie dae. En Here, dat dit diep in harte sal inkom, daardie harde harte sag sal maak, ontvanklik vir die woord en die goeie saad na vore mag kom. Ons bring aan U die eer en die dank van ons harte. Amen. Nou, lieve vriende, ons wil U nooi om die woord van die Here oop te maak, en wel daar by Lukas, die 3de hoofstuk, gaan ons daarso saam lees, Lukas hoofstuk 3, en dan gaan ons daar die woord van die Here dan ook so saam lees dan. Ek dink nie dis 'n onbekende gedeelte in die woord van die Here nie. En ons weet dat die Here dit sekerlik ook so seën wanneer ons sy woord lees, en mag die Here dit net opnuut in hierdie dag so lewend kom maak dan ook. Lukas hoofstuk 3, ons gaan daar saam lees, daar vanaf vers 21, 'n kort gedeelte, vers 21 wat sê: En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemel geopen, en die Heilige Gees het in die liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem uit die hemel gekom wat sê: U is my geliefde seun, en U het ek 'n welbehaag. Net tot daar, die wonderlike woord van die Here, mag die Here dit dan ook so baie ryklik seën dan. Nou, liewe vriende, ons wil na aanleiding van hierdie gedeelte met U deel onder hierdie tema Jesus bid. Wat van U? Bid U? Nou, liewe vriende, as ons hierdie gedeelte lees oor die doop, en ek dink baie van ons het dit al gelees, en baie keer het ons dit al gehoor, en die meeste van die kere wanneer daar na hierdie gedeelte gewys word oor die doop, liewe vriende, in my lewe of my ondervinding wat daar is wanneer mense met jou wil stry oor die doop. En hulle wil praat oor hoe daar gedoop is en so meer. En weet jy, dis juis iets soos dit wat die duiwel so dikwels gebruik om 'n wonderlike waarheid weg te hou van ons as kinders van die Here, ek kan nou maar sê in die hele wêreld, maar besonderlik weg te hou van ons as kinders van die Here dan. Liewe vriende,
Want sekerlik is die Here gedoop, maar daar staan iets besonders vir my hierso. En dis in daardie woorde wat daar staan, daar staan en toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, hoor nou hierdie woorde, en hy besig was om te bid. Let ge op wat het gebeur, het die hemel oopgegaan. Liewe vriende, kinders van die Here, het ons nie 'n dors en 'n honger binne in ons, dat wanneer ons tot die Here roep, wanneer ons bid, dat die hemel sal oopgaan nie? Hoeveel keer is daar mense, liewe vriende, wat juis hierdie woorde sê, die hemel is toe bo my, dit help nie om te bid nie. En daar's baie mense vandag, liewe vriende, wat nie bid nie. Hulle vra eerder vir iemand anders om te bid, hoor nou, want hulle dink as Jan of Pietie of Santjie vir hulle bid, dan gaan die hemel oopgaan, dan sal die Here dinge doen, liewe vriende, maar dit is nie so nie. En dit is jy wat moet bid tot die Here, dis jy wat tot die Here moet nader en tot die Here moet roep. Gebed is nie vir 'n sekere groepie mense en hulle bid en dan gebeur daar hierdie vreeslike wonderlike dinge nie. Nee, liewe vriende, gebed is sekerlik daarso in so mate dat enige kind van die Here kan bid en tot die Here roep. En hoor nou, en die hemel kan oopgaan. Let net op wat het gebeur, liewe vriende, ons wil 'n klomp teksverse vanaand vir u wys, uit Lukas uit, waar deur Jesus gebid het, en ek kan nou maar sien, baie se gedagtes, maar een van die dinge wat iemand so in die agterkop so bietjie kan vashou aan, is om te sien, wat het gebeur toe die Here gebid het? Het jy al dit opgelet in die woord van die Here? Wat het gebeur toe die Here gebid het? En ons sien by hierdie geleentheid, liewe vriende, daar waar staan, hy was besig om te bid. Hoor nou hierso, die eerste ding wat gebeur het die hemel oopgegaan. Die tweede ding wat gebeur het, staan daar in vers 22, en die Heilige Gees het in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal. Wat 'n verdere groot gebeurtenis toe die Here gebid het. Die Heilige Gees van God het neergedaal daarop hom. Ons weet dit was nou vir die salwing van die Here vir sy aardse bediening. Maar net so, moet u en ek as kind van die Here sekerlik ook dit kan weet. Wanneer ons kan bid, dat die Heilige Gees van God mag neerdaal, liewe vriende, op 'n gehoor, op 'n persoon, en daar 'n diepe werking van die Gees van God in so 'n hart en lewe mag plaasvind. Of dit nou vir redding is, of heiligmaking, of vir toerusting, wat dit ook al mag wees, maar dat die Heilige Gees van God in 'n besondere mate in iemand se lewe werksaam kan wees. Kan u glo dat u gebed lewe so effek kan hê? Dat u kan bid, liewe vriende, en tot die Here roep, en die Heilige Gees van God daal daarop 'n persoon neer en werk in daardie hart. Kan u glo dat God dit kan doen? Sekerlik, ek glo u weet dat die Here dit kan doen. Dis die tweede ding wat daar gebeur het. Daar's 'n derde ding wat gebeur het toe die Here gebid het, wat staan, en 'n stem uit die hemel het gekom wat sê, U is my geliefde seun en U het ek welbehaag. O, die wonderlike gemeenskap, die verhouding, die stem van die Vader wat sê, U is my geliefde seun, en U het ek welbehaag. Die vaste versekering uit die hemel uit, vir die Here Jesus vir sy aardse bediening. En hierdie vaste versekering, liewe vriende, en hierdie wonderlikheid van die bewuswording, die teenwoordigheid van God, was wat gewees? Toe die Here gebid het. Dit was nie die doop wat dit gedoen het nie. Dit was daar toe die Here in hierdie besondere oomblik was en hy gebid het dat die Here sekerlik hierdie wonderlike gebeurtenisse wat laat plaasvind het. Nou kinders van God, as die Here Jesus dan so bid en dit het sulke kragtige werking. Hoor nou hierdie, liewe vriende, is ver meer as wat 'n blinde se oë geopen word. Hierdie is ver meer as wat 'n lamme begin loop. Hierdie is ver meer, liewe vriende, as enige ander tipe wonderwerk wat menslik van aard is, selfs 'n dooie wat opgewek word. Is hierdie gebede wat daardie dag daar beantwoord is baie groter en baie kragtiger. En dit is sekerlik daarom wat die Here vir ons kom sê, my kinders, ek het gebid, wat van julle? Kan julle bid? Wil julle bid dat die hemel geopen word? Sal God jou gebedslewe so eer, liewe vriende, dat hy die hemel sal open, dat hy die Heilige Gees van God sal neerstuur in 'n besondere mate, dat hy in 'n besondere mate teenwoordig sal wees, want dis wat presies daar gebeur het met die doop van die Here. Die Here was, en God was in 'n besondere mate daar teenwoordig, het hy die mensdom kom besoek. En nou moet ons sekerlik om sê, Here, ons wil so bid.
Ons wil so bid, dat wanneer daar gebid word, dat U werklik waar in 'n besondere mate teenwoordig sal wees. Verskoon dat ek nou sê, liewe vriende, dis nie net om te bid en ag, ek het daarom nou my pliggie gedoen, ek het daarom gebid nie. Daar moet tog 'n verwagting wees dat God iets sal doen. En dis hierin wat die Here Jesus sekerlik dit vir ons so wonderlik om doen het. U weet, die Here Jesus bid en wat van U, die tweede wat ek vir U wil noem, liewe vriende, hy het gebid in 'n tyd toe dit goed gegaan het met hom ook. Ons lees in Lukas 5 vers 15 en 16, maar die gerug aangaande hom is nog meer versprei en groot menigtes het by mekaar gekom om te luister en deur hom van hulle siekes genees te word. En die Here het hulle genees en hy het hulle onderrig en groot menigtes het by mekaar gekom. En wat doen die Here toe hulle hom so verskriklik, ek wil nie sê aanhang nie, maar so stroom, wat doen hy? Hy sê, maar hy het hom in 'n verlate plek teruggetrek en gebid. Toe dit goed gegaan het. U sien, kind van die Here, dit is wonderlik as die Here in en deur ons lewe werk en dit is kosbaar om te ondervind hoe die Here ons mag gebruik tot sy eer. En wanneer dit goed gaan en ons is dankbaar vir dit wat die Here in ons lewe kom doen, dan gebeur dit dat ons as kinders van die Here ons eenkant moet kom om te bid. Dat die Here ons kan bekragtig opnuut, dat hy ons opnuut kan toerus, dat ons nie op 'n plek sal kom om dalk in sonde te val, veral in die sonde van hoogmoed. En dis nodig om daar te kom, maar die Here toe gebid, liewe vriende, en hy het aanhou bly bid. Jy weet, dit gebeur so dikwels in mense se lewe, dat wanneer hulle op daai plek kom, dat hulle baie goed begin gaan, hou hulle op om te bid. Maar dit lyk asof ons het nou een keer gebid en die Here het ons nou gehelp. En in plaas daarvan om te sien dat die Here vir jou aanmoedig om te bid en weer te bid. En nie net te bid vir jou eie dinge nie, maar te bid vir sy saak. En nou daar groter dinge kan gebeur. Is ek nou so tevrede die Here het my op die tydelike gebied gehelp, liewe vriende. Mense bid net nie as dit goed gaan nie. Tot die moeilikheid hulle weer slaan, en as die moeilikheid hulle slaan, nou moet almal weer bid. Kind van die Here. Die Here het gebid toe dit goed gegaan het. Die Here het in 'n derde opsig het hy gebid toe mense, kan ek dit maar so uitdruk, in hulle malligheid begin optree het. Toe hulle heeltemal, ek wil amper sê, waansinnig begin dink het en opgetree het. En ons lees daarvan in Lukas 6 vers 10, hy sê, en nadat hy almal rondom aangekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het dit gedoen, en sy hand is herstel gesond soos die ander een. Wonderlike werk wat die Here hier kom doen het, né? Die Here het hierdie man met 'n verdorde hand heeltemal kom genees, in een oomblik het die Here dit gedoen. Maar daar was toe nou 'n probleem, liewe vriende, want dit het op die Sabbatdag plaasgevind. En toe is die oorpriesters hulle nou met sekerlik ontevrede daaroor dat hierdie saak gebeur het. Nou lees ons daar in vers 11, en hulle is met uitsinnigheid vervul en het mekaar gepraat wat hulle aan Jesus sou doen. Hulle was woedend, hulle was kwaad. Hulle het begin planne beraam. Hoe kan die Here nou die wet breek deur op die Sabbat iemand gesond te maak? Dit moes op 'n ander dag gebeur. En liewe vriende, en hulle is so kwaad oor hierdie wet wat gebreek is. Hulle het beplanne beraam. Hoe? Wat gaan ons die Here aandoen, liewe vriende? En in hierdie moeilike omstandighede, wat gaan doen die Here? Vers 12 sê, en hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring. Nou kan ek vir u vra, liewe vriende, as u nou so iets sou doen, die Here help u en die Here gebruik u dat iets goeds in iemand anders se lewe gebeur. Nou is ander wat ontevrede is en kwaad daaroor dat jy nou hierdie een goeie ding gedoen het. En dit gebeur vandag. Daar is baie verhale, ek dink een van die verhale wat ek as kind gehoor het, my oupa het toe hulle nog daar in Durban was, en al onder die Indiërs gewerk, het daar 'n Indiër dogtertjie by een van die dienste haar hart en haar lewe vir die Here gegee, wonderlike ding wat gebeur het, en sy is terug na haar pa se huis toe, en sy het vir hulle vertel, en haar pa het gesê, jy sweer die Here af, as jy dit nie doen nie, gaan ek jou slaan, en sy het gesê, ek kan nie, hy het my sonde vergewe, ek is lief vir hom, en haar pa het haar geslaan, en gedreig, en sy het net geweier, liewe vriende, op die ouend het hy haar doodgeslaan.
maar sy het die Here nie afgegee. Nou liewe vriende, as iemand dan nou in sulke moeilike omstandighede, as u so iets sou doen, en u sou dalk so 'n kind na die Here toe lei, en die ouers is baie ontevrede daaroor, dat hierdie kind nou die Here aangeneem het, en u moes gaan bid het, en uitgegaan daar na die berg, om die nag in gebed deur te bring, liewe vriende. Die ouers mag jou dalk nou aangeval het, en jou sleg gesê het, en ek weet nie wat jy alles aan hierdie kind probeer doen het, en mislei nie, liewe vriende, en hulle mag 'n geweldige kwaad teenoor jou hê. Jy sou sekerlik nie net vir jouself gebid het nie. Jy sou gebid het vir hierdie kind wat by die Here uitgekom het. En nou kan jy dink wat die Here in daardie nag sekerlik moes bid, liewe vriende. Nie net rondom homself nie, maar rondom hierdie man met die verdorde hand wie genees is. Rondom hierdie ouens wat met hierdie uitsinnigheid vervul is, dat hulle oë tog mag oopgaan, dat hulle tog mag sien dat die Here Jesus God is, maar in hierdie moeilike omstandighede die Here nie opgegee nie. Hy het nog steeds gaan bly bid. Kinders van die Here, dis een van die aanslae van die duiwel sekerlik, wat hy dikwels op ons loods, om moeilike dinge oor ons lewenspad te stuur, dinge vir ons moeilik te maak, om ons te ontmoedig om te bid. Liewe vriende, of er nou probleme is, of bekommernisse, of ander mense wat hy gebruik, hy bring hierdie dinge om 'n mens op so 'n punt te bring, om jou moedeloos te maak om te bid. En hoor nou, baie keer gebeur dit, en ons kan nou maar sê, dis maklik menslik, maar baie keer gebeur dit, dat in daai tye, bid ons net oor my probleme nou. En ek kom nie meer om te bid buitekant toe, vir die siele, vir hulle wat opstandig is, en hulle wat nou eintlik by die Here moet uitkom nie. En liewe vriende, en baie keer vang die duiwel die kinders van die Here in hierdie saak, en hoor nou, in moeilike omstandighede het die Here Jesus gaan bid. Of het goed gegaan het, of het sleg gegaan het, die Here het gebid. Daar's 'n vierde wat ek vir u wil noem, liewe vriende, waar die Here gebid het, wat Lukas vir ons vertel. En dis daar in Lukas 9 vers 18, 19 en 20, en hy sê, en toe hy besig was om alleen te bid, was die disippels by hom, en hy vra hulle en sê, wie sê die skare is ek? En hulle antwoord hom en sê, Johannes die Doper, ander Elia, en ander dat een van die ou profete opgestaan het. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God. Nou, liewe vriende, hiervoor 'n baie belangrike vraag vir die Here Jesus. Die Here Jesus het tyd aan hierdie manne spandeer, hy het hulle geroep, daar agter die visnette weg, en onder die vyebome, en waar verskillende plekke die Here sy disippels geroep, en hy het hulle geleer, hy het hulle onderrig, hy het vir hulle baie dinge gedoen, liewe vriende, meer as genoeg, dat hulle baie duidelik sekerlik sou weet, wie die Here Jesus is, dat hy die Messias is, dat hy die Christus is. En liewe vriende, en toe hy, voor hy vir hulle hierdie baie belangrike vraag gaan vra, baie belangrike vraag, het hy gebid. En hy vra hulle. En nou moet ons sê, hulle het met insig geantwoord. Dit het sekerlik ons elkeen al aangegryp, Petrus hierso wat gesê het, die Christus van God. Dit met ons, wanneer ons hierdie gedeelte gelees het, en ek onthou die eerste keer toe ek dit so moes lees, lief vriend, dink jy, joh, wat gaan die antwoord wees? Wat gaan hulle sê? Wat gaan hulle sê? En so duidelik, die Here Jesus is die Messias, hy is God. So duidelik het hulle dit geantwoord. En nou, kind van die Here, is daar belangrike vrae wat u vir mense moet vra. En nou sê ons, ja, daar is baie belangrike vrae wat ons vir mense moet vra. En dis nou nie of hulle hoofseun of hoofdogter was, of die doeksleerlinge, of so iets nie, lieve vriende. En dis nie so seer waar hulle werk nie, en dis nie so seer is hulle getroud of nie getroud nie, en dis het hulle nou kinders of nie. Nee, die belangrike vraag is, het jy al die Here Jesus aangeneem as jou verlosser en saligmaker? Is jy seker as jy sterwe dat jy hemel toe gaan? Dis vrae wat ons vir ongeredde mense moet vra. Dis vrae wat ons vir kinders van die Here moet vra, liewe vriende. Het die Here al jou hart gereinig en is jy vervul met die Heilige Gees? En net met dit, liewe vriende, mag ons uit baie oor 'n klomp verskillende antwoorde kry, maar daar's net een wat op jou ou en reg is. En die antwoord is nou nie net ja nie, en jy vertel my, hoe?
is jy vervul met die Heilige Gees. Vertel my, hoe het jy sekerheid gekry dat jy hemel toe gaan? Gee my jou getuienis, deel hierdie saak met ons. Liewe vriende, dis wanneer ons na iemand toe moet gaan wat siek is en vir hulle moet bid en ons vir hulle moet vra, glo jy dat die Here Jesus jou kan gesond maak? Is 'n belangrike vraag om te vra vir iemand. Liewe vriende, dis wanneer iemand in moeilike omstandighede verkeer en moeilike dinge oor hulle lewe kom en ons nie regtig weet wat om te sê. Wat kan jy nou sê as moeilike dinge, swaar dinge mense se lewe tref en ons kan net doeteenvoudig hierdie saak sê, man, glo jy die woord van God? Glo jy wat die Here sê? Ek weet dis nou moeilike omstandighede, maar glo jy wat die woord van die Here sê? Want die Here sê, alles werk mee ten goeie vir hulle wat God liefhet. Kan nie nou vir jou sê hoe dit gaan werk nie, maar glo jy dit? En ons het moeilike vrae wat ons moet vra. En soms is daar net doeteenvoudig sekere gesprekke waarin ek as kind van die Here moet ingaan, wat ons met iemand oor 'n ding moet praat. Maak nie saak of dit 'n tydelike ding is in hierdie lewe nie, tydelike goeders wat hanteer moet word nie. Liewe vriende, wat is die beste ding om te doen? Gaan bid eers. En gaan praat met die Here. Vra die Here om u wysheid te gee, vra die Here dat daai mense eerlik mag antwoord, gaan bid daaroor, gaan bid, wat die omstandighede, gaan bid daaroor. Die Here het dit gedoen, liewe vriende, met elke geleentheid so te sê, waar daar belangrike vrae is, die Here gaan bid. En verder wat ons in Lukas leer, liewe vriende, oor die gebed van die Here is die geweldige verandering wat plaasgevind het, toe die Here Jesus gebid het. Ek wonder of u weet van die geweldige verandering wat in die Here Jesus self plaasgevind het, toe hy gebid het. En dis natuurlik daar op die berg van verheerliking, Lukas 9 vers 28 en 29 sê, en omtrent 8 dae na hierdie woorde het hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid, en terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. Liewe vriende, let net weer op wat die woord van die Here sê. Terwyl die Here Jesus besig was om te bid, het hy verander. Moses, liewe vriende, was daar op die berg in die teenwoordigheid van die Here, ek wil sê 40 dae in gebed. En toe hy afgekom het, was hy anders. Sy gesig het selfs geblink, liewe vriende. En net so moet ons sekerlik weet, dat die Here hierdeur vir ons kom sê, kind van die Here, wanneer jy in gebed ingaan en so in die teenwoordigheid van die Here kom, jy mag dalk nie agterkom soos Moses nie, maar jy verander. Daar's 'n verandering wat by jou plaasvind, want jy is in God se teenwoordigheid. En liewe vriende, dis kan nie anders kom. Hoor nou mooi, dit kom nie op 'n ander manier as deur gebed nie. Dit kom nie op 'n ander wyse nie, dit kom nie deur die vermaak wat hulle in die kerke inbring nie. Dit kom nie, liewe vriende, met al die snaaksigheid wat hulle probeer inbring nie. Al hoe hierdie wonderlike verandering sekerlik kom, is wanneer daar gebid word. U weet, die kerk sit met 'n groot probleem vandag, sê hulle, dink hulle. En dit is, mense wil nie meer kerk toe kom nie. En nou dink hulle, jong, wat kan ons nou doen dat mense in die kerk toe kom nie? Ons moet iets doen dat die mense tog nou kerk toe moet kom, né? Want dit is tog 'n vrywillige saak, jy kan nou niemand dwing daarin nie. Nou, liewe vriende, en wat doen die kerke toe nou, liewe vriende? En die duiwel is toe nou ook nie aan die slaap nie, en hy sê vir hulle, jong, julle moet allerhande goed doen. Kyk, julle moet die ouens bietjie entertain, en julle moet dit doen, en julle moet dat doen, en so aan, liewe vriende. En hulle het die entertainment in die kerke ingebring, hoor nou, hulle het die entertainment ingebring. Hulle het al die lekker singalongs ingebring, hulle het al die dingetjies gedoen. Hulle het dit so, dis so ontvanklik, hoor. Hulle het party kerke, liewe vriende, ek sê nie die goeders is reg nie, maar in party kerke het hulle tot winkeltjies daar, so jy kan vir jou na so koffietjie koop en in die kerk inloop en 'n koffietjie daar sit, so op die Sondag, koop jy nou. En weet jy wat? Die Here is nog steeds nie teenwoordig nie. Nog steeds nie is die Here teenwoordig met dit nie. En as ek die woord van God het reg verstaan hier, al hoe die verandering kom en die besondere teenwoordigheid van God kom, is as wanneer wat gebeur? Wanneer daar gebid is.
Kinders van God, en dis die waarde van gebed. En die duiwel weet dit. Liewe vriende, die Here Jesus het gebid, hoor nou, hy het nie net verander nie, onthou in die begin, die hemel is geopen, die Heilige Gees het neergedaal, die Vader se stem, dink aan die besondere teenwoordigheid van God. En dis wat daar sekerlik moet wees, liewe vriende, daar sal verandering kom as kinders van God waarlik bid. Dis die plan. Dis God se weg. Dan, liewe vriende, is daar 'n sesde wat ek vir u wil noem, en dit is, die Here Jesus het gebid vir ander mense. Nou ja, daar is sekerlik die welbekende verhaal in Lukas 22 vers 31 en 32 wat sê, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jou broeders versterk. En liewe vriende, nou ja, is dit nie wonderlik hoe die Here dit vir hom gesê het, Simon, ek gebid vir jou, en eendag, as jy gaan val, maar as jy terugkeer en jy herstel met die Here, dan moet jou broeders ook versterk. En liewe vriende, en Simon antwoord daar in vers 33 en 34 staan daar, en hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vandag nie kraai voordat jy 3 maal geloon het dat jy my ken nie. Nou, liewe vriende, die Here het geweet op watter geestelike vlak Petrus verkeer. Die Here het geweet, dis onmoontlik dat Petrus daai toets gaan slaag wat gaan kom. Hy gaan nie staande bly teen daai dinge nie. Want hy's nog vleeslik. Hy is nog nie gereinig, hy is nog nie vervul met die Heilige Gees nie, hy is nog vleeslik. Hy gaan nie die toets slaag nie. En alhoewel die Here geweet het, hy gaan nie die toets slaag nie, wat het die Here vir hom gedoen? Vir hom gebid. En die Here het vir hom gebid, dat hy sal terugkom, dat hy sal herstel. En dan wanneer hy herstel, Petrus, dan sal jou broeders versterk. Kind van die Here, al was dit hoe swaar vir Petrus, en al was hy hoe teleurgesteld in homself, hy was baie teleurgesteld in homself. Want hy het vasgeglo, ek sal in die gevangenis en die dood ingaan vir die Here. En hier voor diensmeisies, verloon hy die Here. Hy was so teleurgesteld in homself. Weet jy, ek dink was daar daarom iets waarin hy bietjie kon vashou in daai oomblikke van geweldige teleurstelling en geweldige hartseer in sy eie geestelike stand. En dit was, die Here bid vir my. Die Here bid vir my. En hy het herstel. En hy is vervul met die Heilige Gees, en die Here het hom kragtig gebruik. Nou wil ek vir u vra, kind van die Here, toe u die Here teleurgestel het, en daar's baie kinders van die Here wat vanaand nog nie opgestaan het van dinge waarin hulle die Here teleurgestel het nie. Vanaand nog nie. Weet jy waarom? Of een rede waarom? Die duiwel hou dit hulle oë toe om te besef, die Here bid vir jou. En dalk klaar vir jou gebid. En dit wat hy vir Petrus gebid het, bid hy vir elke kind van die Here wat sou val. Die Here bid dit vir elke kind van die Here, as jy herstel, dat jou broeders sal versterk, dat jy weer bruikbaar sal word. Die Here bid dit vir elke kind van God. En nou het die Here dit sekerlik al reeds ook so vir u gebid, en miskien is daar 'n kind van die Here, jy's vanaand hier, wat al geval het. Neem dan hierin om wat die Here vir u sê, maak reg, herstel, ek het vir jou gebid, weet wat gebeur, ek weet alles, en gaan jou versterk, dat jy weer getuie kan word. En die Here het gebid, en mag ons so bid vir ander kinders van die Here ook. Daar's 'n sewende wat ek vir u vinnig wil noem, liewe vriende, en dit is dat die Here Jesus het sekerlik hierdie belangrike gebed gebid, en dis om binne die wil van die Vader te bly. Ons weet dit nou, in Getsemane, hoe die Here gesê het, daar in vers 1 in Lukas 22 vers 41, en hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid, en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker by my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. En is so wonderlik, dat die Here hierdie saak kom bid het, liewe vriende, laat U wil geskied.
Is dit nie 'n kosbare gebed vir ons as kinders van die Here om te bid? Here, ek wil binne U wil bly, al gaan dit swaar, al moet ek 'n moeilike ding deurgaan. Ek wil binne U wil bly. Dis die gebed wat ons sekerlik moet bid. En dan weer eens, liewe vriende, hoor my hierdie geweldige aangrypende saak. Toe die Here gebid het, ek wil binne U wil bly. Wat het gebeur, liewe vriende? Kan jy onthou wat het gebeur? Kom ek sit vir die teksvers op die bord. Vers 43 sê: En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Na die Here gebid het. Toe is daar hierdie opdrag gegee, dat hierdie engel uit die hemel moet verskyn, om die Here te versterk. Liewe vriende, ek dink as enige iemand vandag sou bid en daar sou 'n engel verskyn vir watter rede ook al, dan dink hulle, ek is hoog heilig of ietsie. Maar liewe vriende, dit sal seker 'n besondere oomblik wees, as dit so sou gebeur. Kan jy weer eens sien die krag wat die Here Jesus openbaar in gebed. Het die Here Jesus nie gesê dat hy sy engele bevel gegee om ons te bewaar nie? En liewe vriende, wanneer ons bid, hoe weet ons wat die Here doen? Ek wil nie klem op die engele laat val nie, maar hoe weet ons hoe kragtiglik hierdie gebed beantwoord kan word, dat die Here self sy engele uit die hemel sou stuur, as daar niks en niemand anders by jou is om jou te help nie. Liewe vriende, kom ons bid hierdie saak, om binne die wil van die Here te bly weer eens, en ons sien die geweldige krag van die Here ook. Die volgende wat ek vir u wil noem, liewe vriende, is, die Here Jesus het daar aan die kruis, terwyl hy besig was om te sterwe, het hy hoeveel keer gebid? Die bekendste wat ons seker maar die meeste van die tyd aanhaal, en sê in vers 34, wat sê, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Hoe die Here in hierdie tyd, met al die onreg, met al die dinge, bid hy vir hierdie ouens, en hy bid vir hulle siele, en hy bid dat hulle gered word, terwyl hy sy lewe daar aan die kruis dan ook so gee. En dank die Here vir dit wat hy kom doen. So, liewe vriende, ons sien in Lukas 'n geweldige klomp plekke, waar die Here gebid is, en hoe die Here vir ons as sy kinders kom aanspoor, kom bid. En dan moet ek sê, in Lukas besonderlik, die krag van gebed word beklemtoon. Toe die Here gebid het, kyk wat het gebeur. Geweldige groot dinge. Die Here se gedaante het verander, dat 'n engel uit die hemel gekom. Ons lees van hoe die Heilige Gees op die Here neergedaal het, die stem van die Vader wat daar was, liewe vriende. Die hemel is geopen, toe die Here gebid het. En nou vra ek, wat van u? Kan ons dan so bid, liewe vriende, dat die hemel open, dat die Here op 'n kragtige wyse werk? Het dit gebeur met die disippels? Ja, dit het gebeur met hulle. Hulle het gebid en nadat mense is genees. Hulle het gebid en daar het 'n engel verskyn en Petrus is uit die tronk uit. Liewe vriende, hulle het gebid en daar is mense wat lam was, mense wat dood was, mense is wonderlike werke wat die Here kom doen het. Hulle het gebid en mense het onder sondeoortuiging gekom. Ons sien hoe dit in die woord van die Here gebeur het. Kragtiglik hoe die Here kom werk het ook. Behalwe vir Lukas, liewe vriende, wil ek net vinnig verwys na die ander evangelies ook. In Matteus 14 vers 23 word daar verwys hoe dat die Here alleen gebid het. En daar staan, en nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe dit aangeword het, was hy daar alleen. So was 'n hele tydjie wat die Here in eensaamheid was om te bid. In Markus 6 vers 46 staan daar, en nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. In Lukas het ons dit ook gesien, hoe die Here onttrek het van die mense om alleen te bid, liewe vriende. En ek wil nou ietsie net hieroor noem. Dit kos bietjie, verskoon die Engelse woord, bietjie effort. Om jou te onttrek van al jou goedjies waarmee jy besig is, en al die werk, en al die mense, en al die dinge, en een kant te kom en te bid. Dit kos bietjie effort. Veral in ons besige lewe vandag, né? Dit kos bietjie effort, maar wil u nie u hart daarop gaan rig om te sê, Here, ek sien wat het gebeur alles toe u gebid het, en u wil daardeur vir my kom bemoedig en aanmoedig om te bid. Maar ek sien nou ook, u moes bietjie, verskoon dat ek dit weer so uitdruk, effort insit om een kant te kom, om te kan bid.
Om nie so met al is ons met goeie goed besig, om dit alles te kan los, een kant te kom en te bid. En dat die Here dalk juist vir u vanaand daartoe roep om bietjie alleen te kom en te kom bid. Ons lees in Markus 1 vers 35 en 36 tot 37 en vroeg in die môre, nog diep in die nag het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Weereens, u mag dalk vra, hoe gaan ek dit regkry? Wel, die Here het dit soms vroeg in die môre gedoen. En hy het opgestaan, sê die Bybel, en hy het na 'n eensame plek vertrek, daar waar niemand om nou kon pla nie. En amper sê ek, los nou maar die selfoon na in die kamer, as jy na die sitkamer toe gaan om te bid. Om waant jy ook al gaan, los hom maar daar, so niemand gaan jou daai tyd bel nie. En dan bid jy. En dan lees ons in Markus 1 vers 36, en Simon en die wat by hom was, het hom gevolg. En toe hulle hom vind, sê hulle vir hom, almal soekie. Almal soekie. Ja, nee, die Here weet, maar hy het hom een kant getrek, op 'n eensame plek gekom, om te bid, liewe vriende, want die Here het geweet wat gebeur as hy bid. Liewe vriende, nog 'n geweldige saak hoe die Here net wys, toe hy nou een kant kom om te bid, is daar 'n ander gedeelte in Johannes 11 wat wys toe die Here gebid het en hoe hy geweet het as hy bid, daar sal dinge gebeur. Ons lees in Johannes 11 vers 41 tot 43. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En nog voor Lazarus uit die dood het opgestaan het, sê die Here, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Want hy het gebid, het met die Vader gepraat. Hy sê, en ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom hom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Jy sien, hier was een keer wat die Here gesê het, ter wille van die mense rondom my. Ek weet, my Vader verhoor my altyd, ons verhouding is wonderlik. Daar's baie tye van gebed, ek weet dit wat die Here doen, maar dat hulle kan glo dat U my verhoor. En toe sê die Here met 'n groot stem, Lazarus kom uit, en hy kom toe uit. Liewe vriende, mag dit so wees by ons as kinders van die Here, om te sê, Here, ons besef hoe belangrik gebed vir U was. Hoe belangrik was gebed vir die Here Jesus, liewe vriende. As die Here nie gebid het by die doopgeleentheid nie, liewe vriende, wat sou gebeur het? As hy nie daar by die berg van verheerliking, as hy nie aan die kruis, as hy nie in Getsemane gebid het, wat sou gebeur het? En liewe vriende, en as die Here in sy aardse bediening gebid het, en hierdie saak het so wonderlik plaasgevind, het hy al begin dink vir 'n oomblik nou dat die Here in die hemel is, bid hy. Wat doen die Here vir u in die hemel, kind van die Here? Hy bid vir u. En as u nou vandag hier sit en u sê, toe die Here op die aarde was, het hy gebid en die hemel is geopen. Wat sal nou gebeur as die Here Jesus in die hemel is en hy bid vir my? Wat kan gebeur? Die hemel en nog meer kan geopen word. Al die seëninge is sekerlik daar in die Here. Liewe vriende, ek vra weer vir u, Jesus het gebid, wat van u? Wil u nie vir 'n oomblik nadink oor u gebedslewe, liewe vriende? Dink 'n oomblik in hierdie aand na oor die gebedslewe. En dat u dalk vir die Here vanaand kom sê, Here, ek moet meer bid. Wil u nie enige ander voorbeeld voor u hou as net die Here Jesus as voorbeeld, wanneer dit kom by gebed? Partykeer wil mense baie vertel, hulle bid so en hulle doen dit en hulle maak so. En is mooi, is goed. Maar die Here Jesus het nou nie soos die Fariseërs gegaan en gesê, ek bid so en ek doen dit nie. Hy het daai een keer al by Lazarus, maar die ander keer het hy nie. Maar hulle het die effek gesien as hy gebid het. En ek dink dis eerder wat 'n kind van die Here moet weet in jou eie lewe. As ek bid, God doen dinge. Ek hoef nie vir mense te sê hoe ek bid nie, maar God doen dinge as ek bid. Dis tog waaroor dit gaan. Die Here hoor, maar as ek bid. Liewe vriende, en dan moet ons sê, gebed is noodsaaklik vir elkeen van ons, nie net sommige nie, vir elkeen van ons is dit noodsaaklik.
En dan die laaste wil ek net vanaand noem, die Here antwoord gebed tot sy eer. Tot sy eer. En hulle wat in 'n verhouding met die Here sal weet om binne die eer en binne die wil van die Here te bid. Die Here Jesus het nooit iets buite sy Vader se wil gevra nie. Hy het dit binne die wil van die, selfs in Getsemane toe hy gesê het, nogtans nie my wil nie. Ek weet ek moet hierdie beker van sonde neem, is 'n verskriklike ding, maar as daar 'n ander weg is, kan ons dit nie dit doen nie. Ek wil nie van U geskei word nie. Nogtans nie my wil nie, nog altyd God se eer. En mag ons so bid en so tot die Here nader, kind van die Here, en die Here U aanspoor en aanmoedig vanaand. En U onthou, die Here bid vir U. Hy bid vir U. En nou wil hy vir U sê, my kind, kom bid tot my. En U sien wat God doen. Kom ons nader tot die Here. Amen. Ons dierbare Here Jesus, in hierdie oomblikke voel ons te klein, Here, om te dink dat U die groote almagtige God vir ons bid en intree. As ons sien in die Bybel, Here, toe U gebid het en wat het gebeur, Here, wonderlike dinge, dinge wat niemand op hierdie aarde kon doen nie. Wie kan nou die hemel open? Wie kan die Heilige Gees in die vorm van 'n duif laat neerdal op mens? Wie kan uit die God se stem uit die hemel laat hoor om te sê, dis my geliefde seun en wie ek welbehaag? U alleen kan hierdie groot en heerlike dinge doen. En daarom weet ons, Here, dat U sê vir ons as U kinders, ons moet bid. En mag ons vanaand opnuut vertroue in U woord neem, U voorbeeld navolg en bid, Here. Mag ons maar daardie plekkie van eensaamheid kry, stilte kry, waar ons kan bid en tot U kan nader. En Here, en dankie vir die vrug wat daarop volg. En ons eer U vir dit wat gebeur. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan afsluit met die lied, soos wat dit daar op die bord dan ook is. Jy is hierdie lied, Halleluja, lied 316, dank Heer vir ure van gebed, waarin U my van sorge red. Dis nogal mooi woorde, so kom ons sing dit saam, so ten slotte, kom ons staan dan, sing ons dit saam. Dank Heer vir ure van gebed, waarin U my van sorge red. U nooi my na die hemeltroon, waar ek mag gaan om hulp betoon. In tye van verdriet en smart, bied U vertroosting vir my hart. U leer my Satans mag weerstaan, en moedig op Gods weë gaan. As jy vrede het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.